Is vanmôre ons 27ste boodskap preek uit hierdie evangelie. Ons gaan lees by Johannes 6 vers 1. Charmaine, sal jy vir ons op die bord sit asseblief? Johannes 6 vers 1. Daarna, stop eers daar. Daarna, na wat? Waarna? Daar het sekere dinge in die lewe van Jesus gebeur wat hom genoop het om na die oorkant van die meer toe te vaar. In die eerste plek, sy neef Johannes die Doper is intussen onthoof en sommige kommentators sê die Here Jesus het na die oorkant van die meer gevaar want hy wou 'n bietjie spasie tussen hom en Herodes sit. Herodes was maar 'n wreedaard. In die tweede plek het hy die Joodse leiers kwaad gemaak. Want hy het homself gelyk gestel aan die Vader en u sal onthou uit laasweek se boodskap, hulle was kwaad omdat hy genees het op die Sabbat en hulle was regtig hoor. Maar hy vaar ook na die oorkant van die see van Galilea vir 'n ander rede. Hy wou sy disippels geleentheid gee om te rus. As jy die reeks gevolg het, sou jy sien, dat het klomp goed gebeur, en daar was baie spanning en konflik, en hulle het alles met hom meegemaak, en nou vaar hy na die oorkant van die meer, sodat hulle kon rus en ontspan. Hy het hom ook geweet, dat 'n geleentheid hom gaan voordoen, waar hy sy disippels iets gaan leer, oor barmhartigheid en geestelike werk. En dit kon ongeveer na beraming, is maar moeilik om te sê, so 2 of 3 weke verloop het tussen die einde van hoofstuk 5 en die begin van hoofstuk 6. Daar het so 'n tydjie verloop waar daar 'n paar goed gebeur het. So daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias gegaan. Die see van Tiberias was 'n nuwe naam. Hulle het plekname verander in die Bybelse tyd. Hulle het hierdie naam van die see verander, want hulle het 'n nuwe stad gebou, Tiberias, op die oewer van die meer, en toe verander hulle die meer se naam. En dis nie net in Suid-Afrika waar dit gebeur nie, dit het daar ook gebeur. Yes, ek kyk nou eendag die weer, en ek sê ek so bly, ek bly nie in die Oos-Kaap nie, want ek sal nie weet in wat se dorpie ek bly nie, Omgompie, of wat se goed, ek kan nie daai goed uitspreek nie, en ek sê, dit is verskriklik. Virginia is daarom nog Virginia. En 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim, en daar met sy disippels gaan sit, en die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan, en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gedoen om hom, dis vir Filippus, op die te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Kom ek vertel jy, die Here Jesus het ook geweet wat Filippus gaan sê. En dit bring my by 'n vraag vanmôre, hierdie is so gratis preek wat jy kry, John, so op die koop toe. Wie toets die Here ons? Die woord sê hy toets ons, maar as ons sê hy toets ons, wil ek net dit kwalifiseer en sê, hy toets jou vir jou. Want hy weet wat in jou is. Hy toets jou vir jou, sodat jy kan ontdek wat in jou is. Amen. Goed, maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel of te toets, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Die probleem was nie net die 200 pennings nie. Wat baie geld gewees, maar dit was nie die enigste probleem nie. Die probleem was, dis middag, daar is nie 'n Spar of 'n Checkers wat brood gaan hê vir duisende mense op so kort kennisgewing. Dit was 'n multidissiplinêre probleem gewees. 'n Probleem met op verskillende vlakke. Ons gaan in 'n volgende preek daarna kyk. Kan nie net een preek oor hierdie teks doen nie. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Garsbrode, so terloops, ek skep maar vir jou so 'n bietjie agtergrond, garsbrode was arme mense se kos. Die arme mense het garsbrode geëet. Gars
was 1/3 van die prys van koring. Sommige mense het gesê, in die Talmud is daar 'n gedeelte waar een van die karakters sê, die garsoes is baie mooi hierdie jaar, en dan antwoord iemand andersom en sê dit vir die perde en die donkies en die beeste. Want gars is beskou as diere se kos. Nie diere, nie arme mense het dit geëet. Maar hierdie seentjie kom dalk uit 'n arme huishouding, want hy het hierdie garsbroodjies. En die 2 vissies. Nog iets interessants. Die ander evangelies gebruik vir vissies die Griekse woord ichthys, wat wys op vis. Maar nie Johannes nie. Dieselfde verhaal, maar Johannes gebruik 'n ander term. Johannes gebruik die woordjie osparia. Nie ichthys nie. Want osparia verwys na klein vissies wat gedroog en gesout is, sodat dit vir padkos gebruik kan word. Dit gee die verhaal weer so 'n bietjie 'n ander kleur. Ons sal in die toekoms daarna kyk. Die Bybel, mense interpreteer die Bybel volgens hulle konteks. Kom ek vertel jou 'n mooi storieetjie. Ek het 'n vriend en sy vrou het skool gehou by 'n swart skool. En in Bybelkunde het sy vir hierdie verhaal gelees. En aan die einde van die les, toe vra sy hulle vra oor die verhaal. En sy vra die vraag, waarmee het Jesus die skare gevoed? En wat het daai kinders geantwoord? Hulle sê vir 5 loaves and 2 tin of fish. Want dis die vis wat hulle ken. Tin of fish. Goed. En Jesus het die brood, en Jesus sê laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek. Die manne toe gaan sit omtrent 5000 in getal. Dit was die mans, daar moes baie meer mense gewees het. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, hierdie arme mense se kos, en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die osparia, die ou visietjies, soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke en die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Ekskuus. Een preek kan nie reg laat geskied aan hierdie teks nie, aan hierdie verhaal nie. Hierdie verhaal vra meer as een boodskap. Daar's soveel tonele wat binne in hierdie verhaal afspeel. Ek het ook al oor die teks gepreek. Is onvermydelik wanneer ek deur die boek van Johannes spreek dat ek weer en weer by tekste en boodskappe sal kom wat ek oor 21 jaar gepreek het. Ek het al oor hierdie teks gepreek en ek gaan vanmôre hierdie boodskap afhandel wat ek al gepreek het sodat ons nog boodskappe uit hierdie teks kan uithaal. Kom ek vertel vanmôre vir jou 'n mooi verhaal. Sjoe, gaan vir ons enetjie aan. Ek gaan vir jou 'n mooi verhaal vertel. Edward Kimball, daar's hy 'n onbekende man. Hy was 'n sonndagskoolonderwyser gewees in Boston, Massachusetts. En op 1 April 1855 stap Edward Kimball na Holton's Shoe Store toe. Want in Holton's Shoe Store werk 'n jong man. En hy besef, hierdie jong man het al baie by die kerk teëgekom in die sonnaarskool, maar hierdie jong man verstaan nie waaroor die evangelie gaan nie. En dis Saterdagmôre en die sonnaarskoolonderwyser voel ernstig oor sy roeping en hy stap na hierdie Holton Shoe Store toe en hy gaan sien hierdie jong man en agter in die stoor kry hy die jong man waar hy besig is om skoene uit te pak en hy begin die jong man bedien en hy in die stoorkamer lei hy Edward Kimball hierdie jong man na die Here toe. En die jong man is D.L. Moody. En D.L. Moody word 'n kragtige prediker. D.L. Moody bedien die Britse eilande en D.L. Moody bedien Amerika en hy raak 2 kontinente aan met sy prediking. En onder Moody se bediening is daar 'n man wat sy hart en lewe aan die Here gee.
En daardie man se naam is Wilbur Chapman. Jy kan die volgende ouetjie toe gaan. O, daar's D.L. Moody. En daar's Wilbur Chapman. En jy gaan terug. En Wilbur Chapman gee sy hart en lewe aan die Here. Jy gaan my storie spoil as jy te vinnig aangaan. Wilbur Chapman word 'n evangelis en hy het vir duisende gepreek. En op een van sy evangelisasieveldtogte in Chicago in 1886 word 'n professionele bofbalspeler gered. Hy wou gaan bofbal speel het, maar hy besluit hy gaan maar die kerkding probeer en hy gaan woon hierdie evangelisasieveldtog by en hy word gered en sy naam was, volgende slide, Billy Sunday. En Billy Sunday gee sy lewe vir die Here. En in 1891 begin Billy Sunday voltyds bedien. Baie dinamiese evangelis. Hy het op die kansel gespring en hy het rondgehardloop en hy het allerlei dinamiese goed aangevang. En Billy Sunday preek. En op 'n veldtog van Billy Sunday kom 'n man tot wedergeboorte en sy naam is Mordechai Ham. 'n Baie waardige man, 'n ware heer, geleerd, maar hy het op allerlei innoverende maniere geëvangeliseer. Hy gaan na die begrafnisondernemer toe, dan hier hy lijkswa. Dan ry met die lijkswa deur die strate en hy verkondig, as jy nie jou hart vir die Here gee nie, gaan jy hel toe gaan. En hy gebruik die lijkswa en hy preek met groot vrymoedigheid en Ham gaan hou dienste in Charlotte, North Carolina en op 1 November 1934 in Mordechai Ham se diens gee 'n man sy hart vir die Here en daardie jong man was 16 jaar oud en die volgende slide is Billy Graham. En Billy Graham gee sy hart vir die Here. En almal weet wie's Billy Graham. As jy nie weet wie's Billy Graham nie, het jy agter die agterberge in 'n grot onder 'n klip groot geraak. En Billy Graham word die evangelis wat vir die meeste mense nog ooit gepreek het. Daar word gereken dat Billy Graham in veldtogte, lewendig, persoon tot persoon, vir 215 miljoen mense gepreek het. Hy het in 185 lande gepreek. Ek het gesê daar is 185 lande nie. Ek het ook al in 'n paar lande gepreek. Mielielande, Sonneblomlande, so aan. 215 miljoen mense en dit sluit nie radio en televisie in nie. As radio en televisie uitsaai bygetel word, is dit biljoene mense wat na Billy Graham geluister het. En alles het begin by 'n onbekende, eenvoudige, ongeleerde, ywerige, gesalfde sondagskoolonderwyser met die naam van Edward Kimball. 79 jaar voor Billy Graham sy hart en lewe vir die Here gegee het. Ons gaan vanmôre kyk na net een karakter uit hierdie verhaal wat afspeel by die hang van die see van Galilea, daar teen die berg. En sy naam is Andreas. Ons lees in Johannes 1 by vers 35. Die volgende dag het Johannes, dis Johannes die Doper, weer daar gestaan. Ons het hierdie gedeelte al gepreek. Hy het gestaan daar waar hy gewoonlik gedoop het en 2 van sy disippels was by hom gewees. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as dit vertaal word, meester, waar is hy tuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was en die dag by hom gebly en dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer, Simon, dis Petrus, gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, dit is as dit vertaal word, die Christus. 2 broers vind Jesus. Nadat Andreas vir Jesus vind, gaan roep hy sy broer Petrus en hy stel Petrus aan die Here Jesus voor. 2 broers uit een huis begin vir die Here dien.
2 broers uit een huis begin vir die Here werk. Andreas en Petrus. Petrus word later een van die Here Jesus se binnekring. Petrus was saam met Jakobus en Johannes op die berg toe die Here verheerlik is. Hulle het die verheerliking van Christus meegemaak. Petrus was ook saam met Johannes en Jakobus in die tuin van Getsemane, toe die Here Jesus gepers is daardie nag. Petrus het die Here in sy heerlikheid gesien en Petrus het die Here in sy lyding gesien. Petrus was daar waar daar aksie was. Petrus was altyd op die voorgrond. Petrus was 'n vurige man gewees. Petrus was die een wat dinge maak gebeur het. Petrus was die rots. Ons lees 157 keer in die Nuwe Testament Petrus se naam. 157 keer. Baie bekende ou. As jy daar in Kapernaum, daar langs die see van Galilea kom, sal jy 'n kerk sien wat die Romeinse Katolieke oor die huis van Petrus gebou het. Toe ek daar staan, Pastor Kobus, toe wonder ek, waar is Andreas se huis? Daar is nie eers so 'n ou dingetjie opgesit om te sê hierdie is Andreas se huis nie. Daar's 'n kerk gebou oor Petrus se huis. Jy sal by die ingang van Kapernaum 'n pragtige beeld sien. Dit is baie mooi. 'n Man met 'n staf en 'n vis en 'n sleutels in sy hande en hy staan op 'n rots en dis 'n beeld ter ere van Petrus. As jy by 'n restaurant daar aan die oewer van die see van Galilea gaan eet, dan gaan jy op die spyskaart 'n dingetjie sien wat hulle noem St. Peter's fish. Dis 'n visie wat daar in die see van Galilea groei en is 'n visie wat hulle daar vang en hulle bedien hom en hulle het Petrus tot vereer deur die naam van die ou visie. Terloops, dis nie 'n lekker visie vir my gewees nie. Hy het meer geraad as 'n Weskus hardertjie. Kies eerder die kebab as jy daar kom. Die kebab is mins bolletjies op 'n stokkie, is baie lekkerder as daai St. Peter's visie. Petrus was die een van wie Jesus gesê het in Matteus 16 vers 18, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Andreas sou nooit so welbekend word soos Petrus nie. Die wêreld sal nooit van Andreas kennis geneem het soos van Petrus nie. Ek het nêrens 'n beeld van Andreas gesien nie. Ons lees Andreas se naam 12 keer in die Nuwe Testament. Ons lees Petrus se naam 157 keer in die Nuwe Testament. Andreas het in die skadu van sy broer Petrus gelewe. Hy het bekend gestaan as Andreas. Andreas wie? Die broer van Simon Petrus. Andreas, die broer van Simon Petrus. Maar Andreas was die eerste om Jesus te volg. Andreas het 'n baie nederige, maar baie belangrike bydrae gemaak tot God se koninkryk. Daar word net 3 verhale neergepen rakende Andreas in die Nuwe Testament. Johannes 1:42 en hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus om en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas. Eerste geval, Andreas lei sy broer Petrus na die Here. Tweede geval, wat ons nou gelees het, een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. En dan Johannes 12 vers 21, hulle, die Grieke, het na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil graag Jesus sien. Filippus kom sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Elke keer wat ons van Andreas lees, is Andreas besig om iemand na die Here Jesus toe te bring. Miskien voel jy somtyds soos 'n Andreas. Effe op die agtergrond. Minder belangrik. Minder prominent. Dalk voel jy minder suksesvol, minder gewaardeerd, minder belangrik. Jy voel misbaar. Bietjie minder cool. Dalk dink jy, jy's nie goed genoeg
om selfs Andreas te wees nie. Dalk dink jy, dis nie lekker om heeltyd op die agtergrond te wees nie. Kom ons praat dan vanmôre so bietjie oor 'n orkes. Die feit is, die meeste mense is gewone mense. Die meeste mense is net Andreasse. 'n simfonieorkes bestaan uit baie instrumente. Die eerste viole is die mees prominente instrumente in 'n orkes. Hulle word heel voorgesit. Hulle word voor in die orkes geplaas en hulle speel die melodie van die stuk, die eerste viole. Maar jy kry in 'n orkes ook tweede viole. Ons het mos die uitdrukking om tweede viool te speel. Jy kry in 'n orkes tweede viole. Die tweede viole speel 'n ondersteunende rol. Hulle verskaf harmonie en hulle verskaf ritme en dryfkrag aan die stuk. Julle moet gaan check of ek reg is. Julle is musikante. Die tweede viole, luister mooi, beskik oor dieselfde vaardigheidsvlak as die eerste viole, maar hulle fokus is op iets anders. Hulle fokus, hierdie was vir my baie mooi, hulle fokus op diepte en balans. Eerder as op die hoogste note. Hulle maak minder geraas. Hulle bring diepte en balans. Sonder die tweede viole sou die grootste deel van hierdie musiekstuk tot niet gegaan het. En ek sê vanmôre, dank die Here vir tweede viole. Dank die Here vir tweede viole in die lewe. Ons is dankbaar vir Petrusse in die lewe. Ons het Petrusse nodig, maar ons is ook dankbaar dat nie almal Petrusse is nie. Te veel Petrusse sal die lewe ingewikkeld maak. Hulle sal die lewe moeilik maak. Andreas is die ou. Hy loop nie voor nie, maar hy help die voorloper om voor te loop. Net soos Aaron en Hur die arms van Moses omhoog gehou het. Dikwels weet die voorloper nie eers dat die Andreas hom help om voor te loop nie. En dikwels weet die Andreas nie eers hy is besig om die voorloper te help om voor te loop nie. Dis net God se orde. Dit gebeur net spontaan. Dikwels. Nou wil ek vir jou vanmôre sê, dalk is jy maar net 'n gewone Andreas. Dalk is jy vanmôre 'n tweede viool. Dan wil ek jou aanmoedig en sê, wees net 'n uitstekende tweede viool. Dalk is jy 'n Andreas in jou familie, of jy's 'n Andreas tussen jou vriende, of by die werk, of jy voel soos 'n Andreas by die kerk. Luister, die orkes kan nie sonder jou klaarkom nie. Andreasse is die rede dat mense verander. Ek wonder oor die dag daarbo wanneer die krone uitgedeel gaan word. Ek wonder. Gaan die Andreas se kroonloon dalk nie groter wees as die van Petrus nie. Omdat Andreasse gewoonlik nederiger is as Petrusse, maak hulle gewoonlik so in die stilligheid 'n groot impak op mense se lewens. Broer en suster, op aarde gaan daar altyd Petrusse en Andreasse wees. Om 'n Andreas te wees is nie 'n skande nie. Om 'n Andreas te wees hoef nie te verander nie. Dit kan dalk. Dalk kan jy vir 'n seisoen 'n Andreas wees sodat jy eers gevorm word. Sodat jy eers iets moet leer. Want jy weet, voorspoed vra sterk bene, roeping vra sterk bene, vaardighede om die seën van die Here en die roeping op jou lewe te kan hanteer. Andreasse doen dikwels die goed wat werklik belangrik is. Andreasse maak die mooiste musiek in die hande van die Here. Andreasse is die rede dat mense verander. Andreasse bring diepte en balans. Die meeste van ons is dalk maar net Andreasse. Jy weet, jy's onmisbaar in die lewe van jou kinders en jou kleinkinders.
onmisbaar. Kinders en kleinkinders het nie eintlik Petrusse nodig nie. Hulle kry baie Petrusse op TikTok, en Facebook en Insta en TV, en ek praat van goeie goed, daar's baie Judasse ook, maar ons praat nou vanmôre oor Andreas en Petrus. Hulle kry Petrusse daar, hulle kry Petrusse daar, ouens wat dalk goeie goed sê, mooi goed sê en dies meer, maar hulle kan nie doen. Hulle kan nie doen nie, hulle kan nie doen wat 'n ouma of 'n oupa kan doen nie. Hulle kan nie doen wat 'n pa of 'n ma kan doen nie. Kinders het Andreas nodig. Reinhard Bonke was 'n wêreldbekende evangelis gewees, jy het al van hom gehoor. Daar word beweer dat Reinhard Bonke 75 miljoen mense is deur sy bediening na die Here Jesus toegelei. Ek wil vir jou vanmôre vra, wie het Reinhard Bonke na die Here toegelei? Kom, ek wil net sien, wie ken Reinhard Bonke? Wie weet van Reinhard Bonke? Yes, amen. Okay, wie het Reinhard Bonke na die Here toegelei? Dit moet so baie belangrike gebeurtenis gewees het. Ek meen 75 miljoen mense, hy het ons altyd gesê weer plundering hell and populating heaven. 75 miljoen mense. Ek gaan jou sê wie het Reinhard Bonke na die Here toegelei. Ek het ook nie geweet nie. Ek moes gaan navors het. Sy ma. Weet jy hoe dit gebeur? Reinhard Bonke het gaan geld steel uit sy ma se beursie om sjokolade te gaan koop. En toe vang sy hom. En toe gebruik sy daai event om hom na die Here toe te lei. En hy lei 75 miljoen mense na die Here toe. Sy was 'n gewone vrou. Baie gemiddeld. Nooit welbekend, nooit op die voorgrond nie. Dalk net 'n Andreas. Wie was Oral Roberts se pa? Ek het ook nie geweet nie. Dit was Reverend Alice Roberts. Hoekom is dit belangrik? Want hy het Oral Roberts na die Here toe gelei. Terwyl Oral Roberts dodelik siek was. Toe lei sy pa hom na die Here toe. Die meeste van ons is maar Andreasse, maar ons is onmisbaar. In ons kinders en kleinkinders en familie se lewens. Ons is onmisbaar in ons vriende se lewens. Die vriende, John, jy het vriende. Jy's onmisbaar in jou vriende se lewens. Wie weet wie was Joshua Speed? Hy het nie Speed gedoen nie, hoor. Sy naam was Joshua Speed. Ek het ook nie geweet nie. Wie weet wie's Abraham Lincoln? Ja, so weet wie's Abraham Lincoln. Joshua Speed was Abraham Lincoln se best vriend. Hulle het heeltemal verskil oor politiek, hulle het heeltemal verskil oor die slawehandel. Joshua Speed het Abraham Lincoln gegrond gehou. Hy het hom gehelp om kontak te hou met die regte lewe, met die man op straat. Hy het hom gehelp om in voeling te bly. Andreasse is onmisbaar in vriendskappe. Andreasse is onmisbaar in 'n gemeente. Dit sou nag gewees het as almal pastore wou wees. Arme mense. 2 is al erg genoeg. Andreasse is onmisbaar in 'n gemeente. Gister toe ons oom Lou begrawe het, nou gaan ons vir die afterparty saal toe. Daar in die saal eet ons broodjies. En ek begin met mense kuier. Wie's jy? Hoekom is jy hier? Wie vertel hulle my? Lou Jacobson het vir my dit gedoen en oom Lou het my hospitaal toe gevat en oom Lou het vir my hy het my met dit gehelp. Andreas. Ek kom nou die dag by 'n tannie en gaan doen by haar huisbesoek en sy sê vir my dogter en kleindogter het hierdie mense gaan besoek en toe het hulle vir ek weet nie van hierdie goed wat gebeur nie. Is dit nie lekker nie? Ek kan nou vir jou sê, ek sê gisterand vir my pa, hy's ook vanmôre hier, dis die lekkerste ding vir my om te hoor in die gemeente. Die heel beste ding is om te hoor. Dis beter as wanneer Shamaine my bel en sê ons uitgawes is gedek. Hierdie is beter. Is as iemand vir my, as ek hoor lidmate help lidmate. En dat verteer dit nie, ek weet nie eers daarvan nie. Die Here openbaar dit maar so sporadies vir my om te wys hy's besig in die gemeente.
Luister, jou kollega by die werk sal wegskram van 'n Petrus. Petrus, nee man, daai ou is 'n groot bek. Nee, hy's intimiderend, hy's dominerend. Nee, hulle wegskram van 'n Petrus, maar 'n Andreas het altyd 'n oop deur. 'n Andreas het 'n geleentheid om te praat, om die evangelie te deel. Jou vrou of jou man het verseker nie 'n Petrus nodig nie. Hulle het 'n Andreas nodig. Andreas is goed genoeg. Baie dankie. Een van sy disippels, ek sluit af, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier's 'n seentjie. Hier's 'n seentjie. 5 loaves and 2 tin of fish. Dis al wat hy het. En toe ek het lees, toe wonder ek, waar was Petrus daardie tyd? En nou kan ons begin spekuleer en ons moet dit nie doen nie. Ek wonder of Petrus nie daar gesit het en gedink het, asseblief Andreas, jy maak so aap van jouself. Wat kom plaai die Here met die goedjies? Ek weet nie. Miskien Petrus gedink, nee, hier is regtig daarom nou nie, ek is nie hier om hierdie mense kos te gee, baie dankie is nie my probleem nie, ek weet nie wat het hy gedink nie, ek wonder waar hy was, hy was daar, een bron stel het so mooi, Peter takes no active part in the feeding of the 5,000. Peter takes no active part in the feeding of the 5,000. Andreas, Here, hier's 'n laaitjie, dis nie baie nie, maar hier's iets. Miskien kan jy iets hiermee doen. Andreas het 5,000 plus kos gegee daardie dag. Dit het 'n verskil gemaak. Wie was die verskil wat dit gemaak het? Gou hier lees. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Andreas was die hand wat die broodjie aangegee het. En mense bekeer hulle tot God.